Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag maandag die 29ste Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: Klipwerf Boereorkes lid wil 100 ure speel vir 'n nuwe wêreldrekord. Dis hooftrekke vir vandag. Buitelander in hegtenis geneem wat met mensehandel in die land verbind word. Klipwerf Boereorkes lid wil 100 ure speel vir 'n nuwe wêreldrekord. Bendelede loop hulle vas teen die polisie in die Kaap. 14-jarige seun in hegtenis wat inbreek. Paul Royals uit vir 'n klein totaal in Suid-Afrika 20 wedstryd. Engeland wen toets teen Aussies vir die as. Christian Ras wil graag die titel na Suid-Afrika terugbring en het Vrydag agter die trekklavier ingeskuif en begin speel. Hy was teen gistermiddag halfpad na sy doelwit om 100 ure te behaal, sowat 20 ure meer as die huidige rekord van 80 uur, 33 minute en 28 sekondes. Die poging word deur die Guinness World Records ondersteun, internasionaal deur verskeie produksies gestroom en dag en nag deur amptelike skeieregters en tydhouers gemonitor. Die marathon vind by die Bosgemeer Golfklub in die Parelplaas waar ondersteuners welkom is om in lewende lywe te kom groet en aan te moedig, sê Jean van die Kerk, nog een van Klipwerf Orkes se lede. Hy het 'n kompetisie begin waar ondersteuners kan deelneem deur 'n kaartjie vir R150 te koop en te raai watter klipwerf liedjie Ras se gunsteling is. Van die Kerk sê die ondersteuning van Ras was tot dusver uitstekend. Mense kom maak 'n draai by die klubhuis en kap sommer 'n paar passies uit. Sy sê die poging word streng deur skeieregters en tydhouers dopgehou. Hier is selfs 'n fisioterapeut wat sy arms en gewrigte invryf, want hy mag geen verbode middels vir pyn gebruik nie, is gesê. Daardie gewrigte is op die halfpad merk, glo al baie seer. Ras word ook daarom soos nodig 'n lekker grondboontjie botter toebroodjie gevoer wanneer die hongerpyne of moegheid begin lol. Van die Kerk sê hulle is uiters dankbaar teenoor die Bosgemeer landgoed wat hulle die geleentheid gegee het dat Ras die poging daar kan aanpak. Die poging kan ook regstreeks tans op YouTube gevolg word. Ons wens Christian net die beste toe en sal eintlik saam met hom wees, so sê Van die Kerk. Sy het mense wat in die omgewing is en Ras wil ondersteun aangemoedig om 'n draai by hierdie golfklub te gaan maak. Man sal binnekort in die Landdroshof in Kaapstad verskyn op aanklagte van mensehandel, nadat op 21 Desember aanvanklik op 'n ander klag in hegtenis geneem is. Die 23-jarige man is weens 'n immigrasieoortreding in hegtenis geneem deur lede van die Valke wat besig was met 'n soek- en beslagleggingsoperasie by huis in Milnerton. Ten tye van die ondervraging is ontdek dat die man onwettig in die land is en dat hy ingevolge die immigrasiewet gearresteer is. Soos die ondersoek gevorder het die slagoffer bevestig dat die verwagte inderdaad 'n mensehandelaar is wat toe tot 'n tweede aanklag gelei het. Die oortreding van die immigrasiewet en mensehandel is twee afsonderlike misdade ingevolge die wette. Lede verbonde aan die Wes-Kaapse Polisie se teenbende eenheid het op verskillende plekke in die Kaapse vlakte 3 gesoekte mense weens moord en poging tot moord in hegtenis geneem. Hierdie arrestasies volg na voortgesette ondersoeke na skietvoorvalle wat in 2017 en vanjaar plaasgevind het en glo verband hou met die bendegevegte. 'n Polisiewoordvoerder sê die mees onlangse voorval was op 3 Desember en het tot die dood van 'n persoon buite die Landdroshof in Athlone gelei. Nog 'n man het binne minute naby die hof in Cape Town 'n skietwond opgedoen. Die gearresteerdes wat onderskeidelik 28, 36 en 38 jaar oud is, staan tereg op aanklagtes van poging tot moord en die besit van onwettige vuurwapens. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Landdroshowe in Mitchellsplein en Athlone moet verskyn. Die koerant het voorheen berig oor 'n massaskietvoorval by die Ofcon Hostel in Yanga wat op Kersaand tot die dood van 4 mense gelei het. Die slagoffers was volgens die polisie tussen 25 en 40 jaar oud gewees. 'n Polisiewoordvoerder sê by navraag: "Niemand is nog in hegtenis geneem in hierdie saak nie. Die saak word tans nog ondersoek. Daar is geen nuwe verwikkelinge in hierdie saak nie." Willie Oukamp, minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, het bevestig dat hy klagtes teen sy voorganger, Dr. Dion George, by die openbare beskerming ingedien het. Oukamp beweer George het onder meer staatshulpbronne misbruik en as vletjieblaser verslag versin om 'n departementele ondersoek na Oukamp van stapel gestuur. Volgens Oukamp wou George glo met hierdie FOP-ondersoek sy aanstelling as minister kelder voordat president Cyril Ramaphosa dit kon bekragtig het. "Ek sal nie wegskram van my plig as minister nie en sal optree teen enige iemand in my departement wat daarvan beskuldig word op 'n prima facie basis dat hulle staatshulpbronne misbruik het,"
Ongeag watter pos sulke individue beklee het of in die verlede bekleed het, hy gesê, ek het dus in my hoedanigheid as minister van Bosbou, Visserye en die omgewing my plig vervul en die omvattinge verslag by die OB ingedien, waarin al my inligting en bewyse wat tot my beskikking was, uiteengesit word, soos hy uitkom in sy verklaring. Die koerant het ook gister vir Jan de Villiers, die DA se nasionale woordvoerder, gevra of die DA 'n interne ondersoek na George se beweerde optrede sal doen. Daar is onlangs berig dat George beskuldig word van boeliegedrag teenoor sy personeel in die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing. 'n 14-jarige seun is Saterdagoggend op heterdaad betrap toe hy besig was om ontbyt te maak in 'n huis in Ezakennieweg, Hazelmere, KwaZulu-Natal. Die huiseienaar het glo die seun betrap waar hy eiers staan en bak en nadat hy vroeër die oggend toegang tot die huis verkry het, die hek te verwyder en die deur oop te forceer. Volgens die huiseienaar het die tiener reeds klere en kos uit die huis gesteel voordat hy homself in die kombuis gaan tuismaak het. Die huis is deurmekaar gevind toe lede van die Reaction Unit South Africa by die toneel opgedaag het na 'n huuroproep om hulp. Die verdagte is aan die polisie oorhandig vir verdere ondersoeke teen hom. 'n Derde van Kiev is Saterdag sonder verhitting gelaat nadat die kragtoevoere na die Oekraïense hoofstad afgesny is weens 'n Russiese hommeltuig aanval. En Volodymyr Zelensky sê Rusland het byna 500 hommeltuie en 40 missiele, insluitende ballistiese missiele, in 'n oornagaanval gebruik. Die aanval kom terwyl die Oekraïense leier op pad was na die Amerikaanse deelstaat Florida vir 'n ontmoeting gister met president Donald Trump wat 'n plan voorgestel het om die oorlog te beëindig. Zelensky het gesê hy sou ook na Kanada aandoen waar hy en die land se premier Mark Carney sou vergader. Die twee leiers sou ook in verbinding wees met Europese bondgenote. Voorrade vir lugverdediging moet voldoende en tydig wees, veral nou wanneer ons die nodigste het die president gesê. Daar moet geen vertragings in die beskerming van die lewens wees nie. Volgens Zelensky verteenwoordig die Russiese aanvalle die ware houding van president Vladimir Putin en sy binnekring. Hy het bygevoeg dat die internasionale druk in reaksie op Rusland se aanhoudende aanvalle steeds onvoldoende is. Die nuwe 20-punt plan, waarvan besonderhede verlede week deur Zelensky bekend gemaak is, sal die oorlog aan die front tot stilstand bring, maar moontlik vereis dat Oekraïne troepe uit die ooste moet onttrek waar die gedemilitariseerde bufferzones geskep kan word. Thailand en Kambodja het Saterdag in 'n gesamentlike verklaring aangekondig dat hulle onmiddellike skietstilstand ingestel het na grensgevegte wat reeds dosyne lewens geëis het en meer as 1 miljoen mense uit hulle huise verdryf het. Volgens amptelike syfers is minstens 47 mense dood en meer as 1 miljoen mense moes hulle huise verlaat het tydens die 3 weke van gevegte waar tydens artillerie, tanks, hommeltuie en vegvliegtuie gebruik is. Die nuwe ooreenkoms en die ondertekening deur twee lande se ministerie van verdediging by die grenspos aan die Thaise kant het om 12 uur plaaslike tyd in werking getree. Die skietstilstand geld vir alle soorte wapens, insluitend aanval op burgerlikes, infrastruktuur en militêre teikens. Thailand en Kambodja het ingestem om nie hulle soldate verder te ontplooi nie en burgerlikes toegelaat om so gou as moontlik huis toe te kan keer. Die mededingingstribunaal het die samesmelting van remgroepbeheerder Vumatel met die vesel internetverskaffer Herotel goedgekeur. Die voorwaardes is daarop gemik om aandag te gee aan kwessies van mededinging en die openbare belang. Vumatel, volfiliaal van Maswith, wat reeds 'n aandele oor in Herotel is, Suid-Afrika se grootste grootmaat vesel na die huisverskaffer. Herotel se bedrywighede strek oor veelvuldige lae van die telekommunikasiemark heen, insluitende nasionale veselinfrastruktuur, internettoegangdienste vir ondernemings en vaste draadloose toegang. Die stap volg nadat Vodacom in November goedkeuring van die onafhanklike uitsaai-owerheid van Suid-Afrika, oftewel OCOSA, gekry het vir sy transaksie met Maziv. Dit was sy laaste regulatoriese hekkie wat oorkom moes word sedert die aankondiging daarvan 4 jaar gelede. Die Sunrisers, tweemalige kampioene en finaliste in al 3 vorige seisoene van die reeks, het sommer met die intrapslag gewys dat hulle weer groot gevaar vir hulle teenstanders in die T20 glansliga gaan inhou. Herman se onoorwonde 62 lopies van net 28 balle het gesorg dat hy op sy eie meer lopies aangeteken het as wat al die covers van die tuisspan bymekaar kon gemaak het. Die Paarl Royals is toe vir 'n skamele 49 lopies uitgehaal. André Norgee het 4 vir 13 die meeste skade met die bal aangerig. Die Sunrisers se kolfbeet het Herman die bowler Delano Potgieter met 22 lopies van die laaste 6 balle gestraf. Die aanvangspaar Johnny Bairstow het 31 aangeteken van 33 balle wat insluit 5 vure en Quinton de Kock het 42 lopies gekry van 24 balle wat insluit 2 sesse en 3 vure. Hulle het die besoekers op koers gekry met 'n vennootskap van 66 lopies van net 50 balle.
Asa Tripe het 14 aangeteken, Calverine het 11 aangeteken, Delano Potgieter het 4 lopies aangeteken, Bjorn Fortuin 1 lopie, Masioop Oer, Raman 0 en David Miller het 7 lopies en Kobani Mokoena 0 lopies. Hulle het palkies het almal gekantel voor die span se 50 lopies op die telbord kon verskyn het. Centurion en die Joburg Super Kings Saterdag ook 'n warevolle wegholsege in hulle openingswedstryd behaal. Faf Du Plessis die kaptein se span het Pretoria Capitals met 22 lopies op Supersportpark gewen danksy die pypspel van die Jansen tweelingbroer Duan. Soos wat berig is, Duan Jansen, ook 'n snel bowler, het 4 vir 23 en 4 boubeurte plat getrek en die Capitals tot 146 vir 9 gehel beperk nadat die Super Kings vroeër 168 vir 6 op 'n moeilike blad aangeteken het. Engeland het nou wel Saterdag die 4de toets teen Australië reeds op die tweede dag beklink, maar nie almal is daarmee ingenooi dat die toetse in hierdie wedstryd om die as nie die volle 5 dae lank geduur het nie. Australië het vroeër reeds die reeks van 5 toetse beklink nadat hulle die eerste 3 toetse in die bestek van net 11 dae se spel gewen het. Die tuisspan kon slegs 152 lopies met sy eerste kolfbeurt aangeteken het, waarna die Engelse vir 110 lopies uitgehaal is. Die Australië se tweede kolfbeurt het egter ook rampspoedig verloop. Die lot is vir net 132 lopies uitgehaal. Dit het aan Engeland die uitdaging gestel om 175 lopies vir 'n sege aan te teken, wat hulle toe ook reg gekry het met Harry Brook op 18 nie uit en Jamie Smith op 3 nie uit nie voor die penne. Engeland het 178 vir 6 in sy tweede kolfbeurt aangeteken. Ook die Perth toets het net 2 dae geduur wat die CA 'n kleiner hekinkomste gebied het. Kort toetse is baie sleg vir sake as gesê. Die 5de en laaste toets begin aanstaande Sondag in Sydney op die SCG. Die veld se golfblad is tradisioneel een waarop snelbowlers harder moet werk vir hulle palkies. In 'n baie eensydige affære wat aan die Battle of the Sexes gedoop is, het die Australiër Nick Kyrgios gisterand Aryna Sabalenka van Belarus in die Coca-Cola Arena in Dubai met 6-3 en 6-3 gewen. Elke speler het 'n enkel afslag gehad om 'n punt te beslis wat akkuraatheid van kardinale belang gemaak het en dit verhoed het dat Kyrgios sy kanonafslag kon loods. Sabalenka se kant van die baan was 9% kleiner as die van haar teenstander. Australië het dus 'n veel kleiner teiken as Sabalenka gehad. Dit was 'n taai wedstryd. Sy was 'n goeie mededinger en 'n mens kan sien hoekom sy die wêreldkampioen is. Ek het regtig nie geweet wat om te verwag nie of hoe ek die wedstryd moes benader, het hy gesê. Maar dit was 'n geleentheid om te kan speel en ek het dit baie geniet, het die Aussie agterna gesê. Kyrgios het erken hy was baie senuweeagtig voor hierdie kragmeting. Die wedstryd kon enige kant toe geswaai het. Sabalenka was tevrede met haar vertoning. Ek het goed gevoel, ek het hard geveg, het sy agterna gesê. Die Kaapenaars is bo aan die reeks se puntelys. Dan het die Noord en Suid derby nog altyd belangstelling gaande gemaak. Johan Ackerman het as nuwe hoofafrigter nog nie die seisoen heelwat aan die verwagtinge van sy span voldoen nie. Die Bulle het nou hulle laaste 5 wedstryde op 'n streep verloor, 3 in die VRK en 2 in die Europese kampioenewedstryd. Die Stormers speel tans goeie rugby, hoewel hulle in die laaste wedstryd in die Lions vir lang tyd in die eerste helfte op die agtervoet was. In teenstelling met die Stormers wat na 7 wedstryde onoorwonne met 32 punte bo aan die VRK puntelys is die Bulle met 15 punte in die 10de plek. Verlede seisoen en die seisoen voor dit het die Ligbloues met White as afrigter die VRK eindstryd gehaal. Al het die Suid-Afrikaanse spanne 'n wedstryd minder as hulle oorsese teenstander gespeel. Die naweek se VRK wedstryde lyk as volg: die Dragons speel teen die Scarlets, Osprey speel teen Cardiff Rugby, Ulster speel teen Munster, die Sharks speel teen die Lions, die Stormers speel teen die Bulle, Benetton speel teen Edinburgh, Leinster speel teen Connacht en Glasgow Warriors speel teen Zebre. Puntelys sien as volg daarna uit. Die Stormers is in eerste plek op 32 punte met 7 wedstryde agter hulle naam. Munster is in die tweede plek met 30 punte, gevolg deur Cardiff Rugby ook op 30 punte. Die Glasgow Warriors is in die vierde plek op 29 punte. Ulster is in die 5de plek met 27 punte, gevolg deur Leinster in die 6de plek met 25 punte. In die 7de plek is Benetton op 18 punte. In die 8ste plek is die Lions op 17 punte. In die 9de plek is Connacht met 16 punte, gevolg in die 10de plek deur die Bulle op 15 punte. In die 11de plek is Edinburgh met 13 punte en in die 12de plek is die Ospreys ook op 13 punte. Die Sharks is in die 13de plek met 12 punte, gevolg in die 14de plek deur Zebre op 11 punte. Die Dragons is in die 15de plek ook op 11 punte. Die Scarlets is in die laaste plek met 9 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 22 en 30,
Polokwane 1729, Lephalale 1934, Mbombela 1827, Mahikeng 1934, Pretoria 1733, Johannesburg 1631, Ermelo 1129, Kalahari 2438, Gaborone 2135, Richards Bay 2026, Pietermaritzburg 1725, Durban 2023, Port St Johns 1926, Pongola 1928, Maputo 2228, Bethlehem 1331, Bloemfontein 1734, Allewal Noord 1533, Welkom 1834, Vryburg 2036, Kimberley 2136, Appington 2540, Prieska 2338, Springbok 1735, Karasburg 2038, Keetmanshoop 2339, Mariental 2237, Alexanderbaai 1526, Brandvlei 2339, Loederitsbaai 1727, Vredendal 1635, Kaapstad 1833, Sutherland 1433, George 1732, Jeffreys Bay 1729, Caparra 1729, Graaff-Reinet 1533, Kaaphooggelas 1925, De Aar 1834, Multino 1228, Beaufort Wes 1837, ons Londen 1727. Die markte vir die dag lyk as volg: die rand verhandel teen R16.67, die Australiese dollar verhandel teen R11.17, die euro kos R19.61, die pond kos R22.49, 'n yen kos 11 sent. Platinum per fyn ons is $2,507, palladium per fyn ons is $2,020, silwer per fyn ons is $79, 11 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,532, Brent olie per vat is $60, 64 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag, planne vir 2026, weer negatiewe mense uit, aanvaar jou foute, vergeet die verlede, begin jou lewe oor. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangaande dag en week verder word vir almal toegewens.